Ons is regtig bevoorreg om in Suid-Afrika die pragtigste veldblomme in die natuur te hê. Dink maar aan die proteas en heide en aronskelke in ons eie omgewing. Dink aan die kleurlike blomme in die Namaqualand sekere tye van die jaar. Een van die mooiste blomme was nog altyd vir my die Disa van die Weskaap. Dis 'n ongelukkige blom wat min mense met hulle eie oë sien, want dit groei hoog in die berge en klowe. En jy moet baie moeite doen om dit te sien en te kry. Ek het maar so 2 of 3 keer die voorreg gehad om dit te sien toe ons nog as studente Tafelberg en die Jonkershoekberge uitgeklim het. Want dit is regtig 'n besonderse voorreg. In God se koninkryk is daar ook sulke besondere en gesogte plante wat moeilik sigbaar is vir die ongeërgde besoeker en in die landskap van geloof. Baie het al daarvan gehoor, maar doen nie moeite om dit self te gaan soek nie. Jesus praat daarvan in Lukas 10 vers 27. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En Paulus beskryf dit in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Die vrug van die Gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die eerste van hierdie flora is genade. Dis 'n blom wat nie gekoop of verdien kan word nie. Dit word vrylik gegee, maar moet met sorg behandel word. Dit word gevoed deur ander te voed. Dit word bemest deur liefde en toewyding en deur die randfigure, die uitgeworpenes en die wat die samelewing as onsigbaar beskou, te bedien. Dit groei in dieselfde grond waar jy genade en aanvaarding van God ontvang het. 'n tweede en baie gesogte blom is verhouding. Hierdie plant is gewortel in ons verhouding met God, wat menslike grense in 'n verdeelde samelewing oorskry, om diegene wat deur ons geminag en verwerp word, te omarm. Die Joodse filosoof Martin Buber het geskryf dat dit noodsaaklik is vir ons om God se aard in ons verhouding met ander te reflekteer. 'n derde plant wat God graag in sy tuin wil sien, is aanvaarding. Dit is die manier waarop ons ons eie identiteit teenoor 'n ander beleef. Die vraag is, wie is ek en hoe beleef ek my verhouding met die wat vreemdelinge en anders is as ek? Hierdie blom bied 'n vergesig op 'n gebroke wêreld waar versoening deel van 'n koninkryk is, waar God alles en in almal is. Die mooiste blom in hierdie geestelike tuin is egter vergifnis. Dit spruit uit versoening wat Christus op Golgotha geplant het, toe hy gesterf het, om ons te bevry van woede, haat, wraak en eie belang. Wat moet ek dan doen om hierdie plante in my tuin te laat groei? Gaan uit en saai die woord en alles wat daarmee gepaard gaan, en bid dat God die werk van jou hande sal seën. Kom ons bid. Here, hoe moeilik is dit nie om anders te leef as wat my menslike natuur van my vra nie. Here, help my iets van u natuur nastreef in my verhouding met ander. Amen.